Baie welkom weer by jou spesiale bederf nommer 54. En vandag wil ek 'n baie spesiale bederf met jou deel wat deur 'n onbekende skrywer geskryf is. En die tema daarvan is wanneer die speelietjie verby is. Ek het onlangs 'n stuk gelees wat my diep getref het en ek wil dit graag met julle deel. Dit laat mens besin oor wat oorbly wanneer ons titels, rolle en statusse vervaag. Ek self het my loopbaan in die motorbedryf met trots en passie uitgeleef. Daar was hoogtepunte, prestasies en baie ure van harde werk. Maar nou na aftrede, vra ek myself af, wat beteken dit alles vandag? Wie is ek nou? Die volgende storie het my besonder aangespreek. 'n Senior uitvoerende bestuurder het afgetree en uit sy luukse amptelike woning na 'n gewone woonstel verhuis. In sy nuwe omgewing het homself steeds as belangrik gesien en hom van ander gedistansieer. Tot op 'n dag toe 'n ander ouer man met hom begin gesels het. Hierdie nuwe vriend het geduldig geluister terwyl die afgetrede bestuurder herhaaldelik vertel het van sy belangrike posisie en hoë status. Eendag sê die ander man sagkens toe vir hom: "Na aftrede is ons almal soos gebruikte gloeilampe. Dit maak nie saak watter wat jy was, hoe helder jy geskyn het of watter tipe lamp jy was nie. LED, halogeen, fluoresent, as jy klaar is jy klaar. Nou is ons almal net gloeilampe wat net nog so 'n dowwe liggie maak." Hy het verder gesê, daardie man daar oorkant was 'n majoor-generaal in die weermag. Daar sit 'n professor. Ek self was vir 2 termyne 'n parlementslid. Maar niemand praat daaroor nie, want ons weet wie ons was is nie meer wie ons is nie. Wat nou saak maak is wie jy is in die hier en nou. Ons waarde lê nie in die titels wat ons dra of die poste wat ons beklee het nie. Ons moet leer om innerlike vrede te vind, om eenvoudig net mens te wees. Ons moet ophou bestaan en begin leef met vreugde, met nederigheid en met omgee vir ander. So 'n paar laaste gedagtes vir my medereisigers in die lewe. Wanneer jy die son sien opkom, onthou dat beide die opkomende en ondergaande son mooi is, maar net een word geprys. Wanneer jy na die maan kyk, sien jy skoonheid. Wanneer jy in die spieël kyk, sien jy genade op genade. Ons is almal maar net pelgrims op pad na ons Vaderhuis. So, moenie vergeet nie, besoek 'n hospitaal en jy sal besef niks is meer werd as gesondheid nie. Gaan na 'n tronk en jy sal leer hoe kosbaar vryheid is. Besoek 'n begrafplaas en jy sal verstaan hoe tydelik die lewe is. Laat ons leef met respek vir mekaar. Laat ons gee en deel, selfs al is dit klein en min. Laat ons onthou, na die speelietjie keer die koning en die pion terug na dieselfde kus. Mag ons die lewe waardeer, saam lag en vir mekaar sorg, en mekaar waardeer vir wie ons is, met nederigheid en dankbaarheid. En soos iemand gesê het, ouderdom is die wonderlikste fase, want dan begin ons word wat ons altyd moes gewees het. En dan begin ons al hoe meer die lewe sien vir wat dit werklik is. En hoe sê hulle? What is the moral of the story? So leef jou lewe en moenie dat jou ouderdom jou lewensvreugde bepaal nie. Mag die Here jou ryklik seën en mag jy elke dag die wonder van die lewe herontdek en ook begin om met 'n passie vorentoe te leef, want ons is mense wat met hoop lewe. Liefde groete, Charles Botha. Om elke dag 'n lewendig dagstukkie per WhatsApp te ontvang,
is jy welkom om net jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is, per WhatsApp asseblief. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad te besoek of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal. Shalom.